verhoog is oor die jare. En dit is juist hoekom sy vandag hier is. En ons het haar gesien optree. Hier is 'n ander sanger hier vandag genooi om saam met haar te kom rap. En ek het hierdie meisie gesien optree met die ongelooflikste energie en sy het al die boodskappe en waardes wat sy wil oordra. Ons is welkom op die verhoog vir Onblusbaar. Sy is eintlik Tanay Prins en sy is deel van hierdie omgewing waar sy ook 4 goue medaljes, soos ek genoem het, gewen het met Suid-Kaap Sterre. Maar baie welkom aan jou, Tanay. Jy is baie op haar senuwees geweest. Sy lyk nou 'n bietjie kalmer of hoe voel jy nou? Nee, nog nie kalmer nie. Maar ons sal foto's op die webblad plaas, maar om vir jou 'n prentjie te skets, hier sit jy nou met 'n 17-jarige meisie met die blou oë, 16, met die blou oë en die krulhare en hierdie baie cool klere wat sy aantrek en sy het besluit sy gaan rap. So, hoe vereenselwig jy die twee beelde met mekaar? Onblusbaar, waar het vir jou begin? Ek het musiek geluister en ek was altyd soos, ek sal na musiek na 'n spesifieke persoon luister. En toe het 3 mense goed gedoen wat nie vir my baie nice gewees het nie. En eendag, ek was in graad 4 gewees en toe het my ma vir my 'n CD gekoop en sy het gesê sy het nie daarvan nie, so ek sal daarvan hou. En toe was naam hulle het die CD se naam was Light geweest en die groep is LZ7 en dit is 'n Christelike electro rap band. En ek het die liedjies gememoriseer en dit gesing en tussenin het hulle rap ook gehad, obviously. En toe het ek dit eendag gedoen en my ma sê soos, jy rap? En toe van daar af het ek net soos rap. En toe het ek soos ander soos T-Bone en seker goed geluister en hy is meer soos speed rap. En mense het bietjie gemoun want dit is te vinnig, so jy kan nie regtig uitmaak wat dit is nie. Ja, en dit het my lank gevat want dit was my nogals offending geweest. Maar dit het my lank gevat, maar ek het op die ou ende slow down. En ja. Maar het is baie interessant, Early B het ook hier opgetree by ons en hy het toe 'n oomblik geneem om sy liedjie in te lyk dat hulle moeg is vir dwelms. Dit is waaroor die liedjie gaan. En hy het ook hierdie waardes wat hy oordra en hy vloek ook nie eintlik in sy musiek en so nie. Toe sê ek vir hom, maar neem net 'n bietjie van jou sogenaamde street cred weg nie. So, waar dink jy lê die balans tussen 'n kletsrymer te wees wat eintlik hierdie houding moet hê teenoor 'n persoon wat besluit hulle wil nie vloek nie, hulle wil nie die verkeerde waardes aan kinders oordra in daai musiek nie? Ek dink dit gaan meer oor jy moet jouself wees en jy moet probeer om stereotypes te breek. Soos dit hoef nie net mans te wees en mense met soos 'n weird houding en wat vloek en skel. Dis nie waaroor rap gaan nie, dit gaan meer oor die kuns van soos skryf en goed wat en soos woorde wat rym en wat actually 'n boodskap is en dit op 'n beat te sit en want vir baie mense dis die enigste way wat jy 'n boodskap kan oordra. En want jonger mense gaan dalk nou nie spesifieke musiek wat gewoonlik 'n boodskap in het, sal hulle dalk nie luister nie, maar omdat jy so op hulle level is, dan help dit. Ek dink mense kry party kletsrymers wat hulle sal in die moment sê dit wil julle nie iets oor 'n volstruis vir ons doen nie en dan trek hulle los en hulle doen dit op daardie manier. Hoe gaan jy te werk? Waar gaan sit jy? Is dit in die middel van die nag wat die goed in jou kop en kom in die middel van die dag? Hoe kry jy jou ritme en jou rym bymekaar? Partykeer dan lê ek in die bed en dan soos eintlik al moeg en ek val van die slaap en dan soos kom net iets op wat soos actually nice gaan rym. En dan moet ek besluit, gaan ek nou opstaan en dit gaan neerskryf of gaan ek dit net los? Maar soos generally dan staan ek op want as jy gaan slaap, jy gaan dit nie weer kry nie. So die volgende oggend dan is dit 'n soort van dieselfde, maar jy kry nooit weer die regte ding nie. Of verder partykeer dan sit jy in die kar en dan sê mamma iets en dan werk dit en of maar dit gaan, ek skryf eers die woorde en dan werk ek aan die beat. Soos my Jabra, Afrikaanse musiek is baie, dit moet catchy wees. En vir my is dit moeilik want ek hou van die boodskap idee. En ek en my maat in die kar gesit en ons sê, hoe gaan ek iets skryf wat catchy is? En my maat gesê, van sit en staan kom niks gedaan. En ek weet nie van julle nie, maar vir my was dit regtig baie catchy geweest. Maar ja, op die ou ende het ek net soos dit aan mekaar gesit en soos ja, Ek dink dit kom van een van jou ma se CD's af. Sy kan nie sing nie. Maar sy het dan die waarvan sy nie hou nie. Dit het jou op 'n heel ander pad geplaas. Maar jy's in Curro en Mosselbaai op skool en ek hoor jy is nogal akademies ook goed onderlê soos hulle sê. Staan op die oomblik eerste in die klas of iets. Is dit so? Of ek verkeerde inligting? graad. Met ander woorde is akademie ook vir jou belangrik.
Ja, maar ek het die jaar besluit, ek gaan nie myself opstres nie, soos ek gaan net leer, doen net wat jy moet doen, bly net up to date. En dit het baie beter gewerk, want dit help nie, jy stres jouself op en dan, soos in die begin van laas jaar, toe het ek so erg opgestres en toe, wat gaan jou punt net so? Ja, ek dink mense het baie keer die persepsie of die indruk dat sangers half ongekwalifiseerd is, sommer so half vroeg uit die skole loop om te gaan musiek maak, behalwe nou drie van die bestes was wat hooggeleerd is, maar die ek praat van die ander sangers. Maar 'n mens moet nogal hard werk as jy suksesvol wil wees en baie van die sangers wat ek ken wat goeie lirieke skryf, is ook mense wat lief is vir die taal, hulle gaan lees graag. Jy weet soos jou ma se idiomatiese uitdrukking wat jy nou moes verwerk het, waar kom dit vandaan en 'n hele lied daaroor kon doen, 'n hele rap gedeelte daaroor gedoen het. So is dit vir belangrik om ook daaraan aandag te gee en die twee wêrelde dan saam te ontwikkel, nie net een agter te laat nie. Ja, definitief. Soos ek dink baie mense dink ook veral rappers en spesifiek is soos stupid. Dis 'n ding. Maar maar ek dink nie so nie, want soos eintlik as jy dink aan soos die woorde, soos as 'n rapliedjie het baie meer woorde gewoonlik as 'n sangliedjie. En dit moet slim vloei, maar dit moet slim geskryf word. Dit moet iets oordra ook. Wat sy vir ons nou gaan doen, so kort a cappella, ek weet nie of dit die regte term is vir rap ook nie, maar 'n stukkie wat sy vir ons gaan voordra en dis onblusbaar. Gaan kyk gerus, sy is oral op sosiale media. Ek het 'n video ook van haar opgesit waar sy opgetree het hierso by die KAK&K. Gee vir 'n lekker hande klap en gaan jy vir ons optree. Dis dit ek my stukkies wat ek so die aand geskryf het. Kyk jy my ou, ek so unfocused, per try my focus, as my vertel, make the most of it, maar my lewe lip holders te bolder en ver weg met my. Ek het 'n movie se tekort aan val, dis die lands nuwe generasie en 'n bedreigde spesie wat is non-existent. So watch my space, die ons moet 'n bitter baie klasie. As jy nou nog weet wie's baas en jy weet nie wat's gasie. Ek gooi dit terwyl los rond, dis weer lus se firma. Quite frankly, jy gestak in die teer, maar wag, toe kom nog meer, dan maak net meer seer wanneer jy sê jy voel verveel in my lyne. Wat sien my gespoeg stuur kreatiewe syne, dis net myne. Dis ek in die koers vir ligte pyne, maar nou ook geen training en ek was ook nooit op 'n bewegende trein nie. Hierdie verfynde mans is my sad en pynlik, maar kyk ek gaan nou dood eerlik wees, my bek groot, reaks is 2-pack, dit lyk plain en vrek. Ek sê offending wees, but spot a concern in my eye. So gedink. Maar watch jou julle oor donder. Ek kom in die middel van nêrens, maar ek kom hier uit die donker en ek gaan nie loop sonder om my spoor te los. So trap in jou spoor en loop jou eie spoor. Sy het 'n ander ding wat sy wil doen, waar sy praat van nie 'n robot te wees nie. So moenie net iemand anders volg nie, doen jou eie ding. Dit is 'n groot individualiteit wat by haar opkom. Baie dankie. Ons gaan nog baie meer van haar hoor. Ek hoop die ouens by die huis luister soos Early B, né? Kom Early. Ons soek 'n samewerking daar, so baie dankie vir jou. Dit was onblusbaar. Ja, en sy sê vir my dat sy kom eintlik uit 'n huis waar haar pa 'n polisieman is en sy wou ook in die polisie ingaan. Toe sê haar pa van maar daar is kunstenaars in die polisie. Daai forens haar gesigte teken wat jy soek. En dis is nie maar sy het baie kunstsinnig, maar sy stel belang nou in die wiskunde. Sy gaan in daai rigting en sy sê sy dink sy gaan die twee parallel ontwikkel. Dis nou onblusbaar. En ek dink 'n mens moet ook net vinnig noem dat die persoon wat haar saamgenooi het is terloops ook 'n verkeersbeampte. Sy was 'n sanger wat saam met haar opgetree het, so dit was lekker geweest om vir hulle hier te verwelkom. Maar baie dankie dat mense so van die omgewing ook ander mense aan ons kom voorstel. So ons waardeer dit, maar dit sal weer wees hopelik op die verhoog. Dit is hier regstreeks op RSG waar ons jou verwelkom en ons het later nog heerlike musiek, maar Antoinette Snyders het vir haar hiernatoe gebring en gevra kom sing saam met my of kom doen jou die rap dele van die musiek saam met my, maar dis tyd vir nog musiek. En dit is hier op RSG soos beloof. Ons het Matthys Roots volgende met Sprokie vir 'n stadskind.